Waartoe die wêreld gaan, kan ek nie vir jou sê nie. Ek is besig om hierdie kunsmatige intelligensie patent engine te opgradeer vir bykomende priority searches, te kyk na novelty. So die ding skryf nie net patente meer nie. Hy invent patente. Ek gee hom 'n topic, en ek gee hom novelty potensiële aspekte binne die marksegment. En hy gaan soek wat daar is. Hy gaan soek wat sy patente daar is en hy werk deur die patente en hy gaan kry nuwe angles om nuwe patente te val. So ek weet nie wie sit mense op as die inventor. As jy die aansoek doen vir die patent. Is dit is dit die kunsmatige intelligensie agent wat dit doen? Is dit mense? En dan op dieselfde tyd die skole het nou weer begin. So nou hoor ek weet ek moet papiertjies uitknip want dis vandag die P-klank by die skool. So ek wil moet versigtig wees waar jy vra vir die P-klank se uitknip prentjies. Maar ek het nie papier in die huis nie. Ek het nie huisgenote en tydskrifte nie. Ons het nie papier nie. Ek koop nie die koerant nie. Ek koop nie tydskrifboeke nie. Alles is digitaal. So enigste papier wat ek hierso het is heel moontlik printpapier wat niks op het nie. So ek kan vir jou 'n P opteken en dan vir jou uitknip en vir jou juffrou gee. En dit het my besef dat in hierdie era waar ons lewe, besef en meeste mense 99.9% van almal wat hierdie video gaan kyk, verstaan nie die diepte van hoe om kunsmatige intelligensie te gebruik nie. Almal chat nog met ChatGPT en vra vir hom vir jou goedjies te doen. Dit is verby. En ek sien heeltyd video's van ouens wat automations maak, vibe coding doen, wat gaan en N8N, Make.com, Lovable, Bolt.new, ChatGPT, Claude, Mistral, Perplexity en al die goed gebruik om so halwe ding in mekaar te sit wat nice lyk. En dan sukkel hulle om te deploy. En dis nie 'n kommersiële produk nie. En jy moet al die regte stappe volg. Jy moet gaan en jy moet kyk na die sekuriteit van die applikasie wat jy skryf as jy beoog om verbruikers te kry om dit te gebruik. Na die protection of personal information, hoe jy dit gaan host, hoe dit integreer, hoe dit skaal later aan. So ek sien klomp mense vra vir my, sê luister ek het hierdie applikasie gedoen. Ek het dit in Lovable gaan skryf of in Bolt gaan skryf en ek is 90% daar. Nee, is nie naby 90% nie. Dan sukkel jy om dit te deploy na serverless host toe of een of ander Python host toe en dan moet jy klomp goed mekaar laat praat, verskillende tale, want jy het PHP aan die kant en jy het Python aan daai kant en jy hardloop met 'n JSON instruction hierso en dan wil jy gaan JavaScript en dan moet jy hierso by Node.js gaan en jy moet klomp goeders gaan doen. Dit is nie so eenvoudig nie. Ja, jy kan 'n vinnige applikasie skryf. Daar is 'n trick wat ek gebruik en wat ek gaan launch. Dit gaan die hele mark opset. Dit is op hierdie stadium 43% van die internet word deur dit gedryf. So dit gaan hierdie Lovable, Replit, Bolt, dit gaan al die goed doodmaak. En dit gaan daai issue wegvat van hoe kry ek die ding om te werk? Baie van die mense het goeie idees. Weet nie noodwendig hoe om hom in 'n produk in te sit of 'n diens in te sit wat hulle kan verkoop op 'n maandelikse subscription of once-offs of wat ook hulle wil doen nie. En ons gaan daai wegvat. Maar op 'n ander noot, terug na die patenting toe. Dit verstom my. Dit verstom my hoe vinnig en hoeveel inhoud hierdie kunsmatige intelligensie kan prosesseer. En terug na die topic toe van die potloodgreep en van die uitknip van papiertjies vir klanke. Ons stuur ons kinders skool toe. Ek het gesien by Wesinus. Ek gaan hom actually tag. Ek moes sy video gelike het. Ek het so vinnig dit gesien. Stuur ons kinders skool toe vir werke wat hulle nie meer gaan hê in die toekoms nie, vir skills wat hulle nie gaan nodig hê nie. Die skole is so ver agterstallig. En my bekommernis is dat die onderwysers weet self nie hoe om ChatGPT te gebruik. Nou, as 'n voorbeeld, dis nou ek praat van enige kunsmatige intelligensie agent en met ChatGPT bring nou hulle agent uit. Met ander woorde, hy gaan self werk. Jy gaan vir hom sê, luister, gaan doen net dit. Gaan doen dit vir my. En hy gaan nie net vir jou 'n dingetjie tik en terug antwoord gee en wag hy vir jou nie. Hy gaan goed gaan doen tot en met hy klaar is en jy kan hom skeduleer. Nou ek het dit al voorheen gebou, 3-4 maande terug. Het ek kunsmatige intelligente of agente gebou myself
verskeie van hulle wat saamwerk en herhaaldelike taak doen tot dit klaar is. Want ek wil nie heeltyd betrokke wees nie. Ek wil jy moet hier's my instruksie en gaan los hierdie probleem op. So van hoe lank dit ook al jou vat en hoeveel ook al keer jy moet gaan vra. En natuurlik is daar 'n restriction op hoeveel dit gaan kos, maar gaan kry die job doen, klaar. Finish it. Maak dit finish en klaar. Kyk, ek soek nie 'n half geteelde kombuis nie. Teel julle kombuis. Alhoewel hy nou nie kan teel nie. So ek moet miskien vir my kinders leer om te begin teel. En die vakgebied van hande arbeid dalk meer prioriteit gee saam met kunsmatige intelligensie as wat ek gee vir van die skills wat hulle nie meer gaan gebruik nie. Coding, so hulle doen wat is dit? Robotika. En dit wat hulle doen by robotika is natuurlik dis 'n inslagfase of grondslagfase van om te kan programmeer eventually, maar dit is irrelevant. Dit is heeltemal irrelevant. Jy hoef nie eers meer 'n meganiese of 'n megatroniese of 'n elektroniese ingenieur te wees om vir jou 'n Raspberry Pi te gaan kry of 'n ESP32 dev kit met relays en in te plug in jou rekenaar nie, want jy kan alles download. ChatGPT sal vir jou alles sê, Claude sal vir jou presies die instruksies gee, vir jou die kode gee, sodat jy 'n hobbyist DIY elektroniek projek kan doen sonder dat jy 'n klou het wat jy doen. Ja, dit gaan weer eens nie kommersieel wees nie. Maar as jy lank genoeg aanhou, dan gaan jy 10 ding kan bou met elektronika wat jy in jou wildste drome nie gedink het jy kan doen nie. En dit is die skills wat ons vir die mense moet leer. So op die patent ding, ons sal seker hierdie week, einde van hierdie week of volgende week beskikbaar stel op die platform. Daar gaan natuurlik 'n koste wees om dit te gebruik. Nothing is free in life. Maar hierdie ding doen nie patent searches, hy skryf die patente, hy revise die patent wat hy geskryf het. Natuurlik is dit nie, jy moet dit ook self gaan review. Dit is nie en jy moet natuurlik 'n patentprokureur kry as jy 'n ding wil gaan file. Dis net obvious dat jy seker maak jou struktuur is reg, jou claims is reg en jy het mooi deur die ding gegaan. Maar dit kan vir baie mense baie geld spaar. Baie moeite spaar, so ek het oor die 50 patente al gefile, gewone patente en dan ontwerpspatente. En baie geld as meneer. Vir alle prokureurs. En hierdie eerste fase is altyd die moeilikste ding, want jy moet 'n provisional gaan file of 'n volle complete specification die eerste keer en hulle charge jou tussen 15 en 25, selfs R30,000 afhangend hoe kompleks dit is. Dit vat 3 weke tot 'n maand voor jy die eerste filing het. Niks search reports gedoen nie. Hulle file dit net vir jou. So jy kon presies die ding gaan file wat iemand al klaar gefile het. En dan met later wanneer jy dink jy gaan nou die ding uitrol, het jy prototipes gedoen en nog 'n klomp geld spandeer, dan kom die potensiële strategiese partner wat jy het of die kliënt of iemand wat jy tegnologie wil lisensieer, dan vra hy vir jou, maar doen vir my 'n freedom to operate search. Ek soek 'n volle commercial prior art analise, novelty inventive step, al die goeders. So mense mors hulle tyd. Idee is nie net 'n idee, is nie 'n goeie idee net omdat dit 'n goeie idee is nie. Dit het iemand anders al daai idee gehad, hoe verskil jou idee van daai idee is en hoe kan jy dit implementeer? Minste koste vinnigste in die mark in. Dit is wat jy vandag moet doen. Want hierdie ding kan die helfte van mense se idees gaan circumvent, gaan omsingel op sy eie, as jou patent nie sterk genoeg is nie, want hy kan vinniger, goedkoper doen as enige patentprokureur. Nie so deeglik nie, ek sal dit sê, soos van jou top gehalte patentprokureurs nie, maar hy gaan vir jou baie naby kom en as jy hom heeltyd hardloop, dan gaan hy 'n beter job doen. Dit kan ek jou sê.